Baie welkom by vandag se digidiens. Dis vakansietyd, die ritme is so 'n bietjie anders. Maar mens hoor tog baie van mense wat sukkel om te slaap. Sukkel om in die slaap te raak, vroegoggend wakker skrik of selfs in die nag wakker skrik. En dan al die rate daarvoor. Ons moenie te laat met 'n selfoon besig wees en tot kort voor ons gaan slaap of televisie kyk nie. Nie te laat koffie drink nie. Party mense sê maar hulle tel maar die skape om in die slaap te raak. Maar nou eendag toe sê iemand, los my skape, praat maar liewer met die herder. En nou Dawid was ook iemand wat gereeld met die herder gepraat het. En kom ons lees wat sê hy in Psalm 4. Psalm van Dawid. O God wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in die nood was, het U my bevry. Wees my ook nou genadig en hoor my gebed. Hoe lank gaan julle my eer nog skend, mense? Gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leuns? Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. Die Here hoor as ek na hom roep. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na as jy gaan lê en laat dit daarby. Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is en julle moet op die Here vertrou. Daar is baie wat sê, wie sal dit weer met ons goed laat gaan? Wees ons toch weer goedgesind, Here, help ons. U het my reeds groter vreugde laat belewe, as wat daar is by mense, wat koring en wyn in oorvloed het. Nou sal ek onbesorg gaan lê, en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. Om lekker te slaap is 'n baie besondere voorreg, want as 'n mens lekker geslaap het, voel jy som die volgende dag beter, jy is meer lus om dinge te doen. Maar soms gebeur daar dinge in ons lewe wat ons bekommerd maak, wat ons bang maak, wat ons ontstel. En dit hou mense gedagtes besig, soms tot laat aand of tot vroegoggend, terwyl ander mense heerlik slaap, dan draai jou kop nog by hierdie dinge. Dawid wat hierdie Psalm geskryf het baie probleme en vyande gehad en hy het gereeld met sy herder gesels en as hy in die nood is, dan het hy gaan bid, dan het hy met die Here gepraat. En hierdie Psalms is eintlik gebede waar hy met God gepraat het en met God geworstel het. In Hebreëus staan dit bekend as Tifilot, of die Hebreëse woord is Tifilot. En hierdie gebede is ook opgeneem in ons liederebundels, wat ons in die eredienste sing. Maar hierdie psalms wat mense geskryf het, waar hulle eintlik met God gepraat het, is eintlik ook iets waarmee ons kan identifiseer. Dink nou maar net aan Psalm 23, wat eintlik 'n troospsalm is, 'n belydennispsalm van iemand vir wie die Here genoeg is. Maar soms van hierdie psalms is ook klaagpsalms, waar mense eintlik besig is om met die Here te worstel, omdat hulle nie verstaan wat met hulle gebeur nie, omdat hulle in nood is en vir die Here vra vir uitkoms en tot die Here bid. En dis hoe ons ook baie keer voel. Ons verstaan nie die groter prentjie nie. Ons weet nie hoekom die dinge met ons gebeur nie. En dan is ons ook in 'n worsteling met die Here. En dis hoekom ons ook hierdie psalms kan lees en ook sommer kan bid as ons nie weet wat om te bid nie. Hier in Psalm 4 kom ons agter dat Dawid ook weer in die moeilikheid is. Hy's in die noute, soos die 2020 vertaling sê. En dan vra hy vir die Here om hom tog net weer genadig te wees, want hy weet die Here het hom in die verlede gehelp en hy glo hy sal hom weer help. En soos wat hy deur die Psalm gaan met die Here worstel en oor dinge praat, dan sien 'n mens hoe hy uiteindelik tot berusting kom en hierdie Psalm afsluit met vers 9 waar hy sê, nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. As 'n mens onder die indruk is dat jy alleen alles moet doen en al jou probleme self moet oplos, dan sal jy elke nag wakker lê en bekommerd wees en die volgende oggend opstaan met dieselfde bekommernis. Maar dis eers wanneer jy dit reg kry om hierdie dinge waarvoor jy bang is of wat jy ontsteld maak of wat jy bekommerd maak, of dit wat jy graag wil hê in die lewe en wil bereik, dit vir die Here kan gee, sodat hy vir jou tot berusting en tot vrede kan bring.
En dis hoekom ons ook in Filippense 4 lees, die vers 6 en 7, moet oor niks besorg wees nie. Maar maak julle begeertes aan God bekend deur gebed en smeking en danksegging. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou hart en oor jou gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dis God wat vir ons hierdie vrede kan gee, hierdie berusting en rustigheid, sodat ek kan rustig raak en dit net aan die Here kan oorlaat. En dis van die redes hoekom ons ook in die aand bid, waar ons vir die Here dankie sê en hom loof en prys, maar waar ons ook kom met ons bekommernis en ons kwellinge en dit vir hom gee, sodat ons probleem, sy probleem kan maak, en sodat ons 'n stuk vrede kan kry, en rustig kan raak, en rustig kan gaan lê en slaap. Interessant, in Psalm 3 vers 6 lees ons, as ek gaan slaap, slaap ek goed, en word weer wakker, want U sorg vir my. As jy bekommerd is oor die land en oor korrupsie, en jy dink, dis net nou wat dit so gaan, dit raak net nou al erger, en dan kan jy gerus Psalm 37 vers 1 tot 5 lees. Ek gaan dit nou sommer vir ons lees. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. En dan veral vers 5. Laat jou lewe in die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. En in Psalm 3 vers 9 lees ons, hulp kom net van die Here af. En dit laat my dink op Psalm 46 vers 11, waar daar staan, bedaar en erken dat ek God is. Waar mens eintlik net tot rus moet kom, tot berusting, en net besef, wie is eintlik in beheer. Kom net so tot rus, wees net 'n bietjie kalm, en dink wie eintlik in beheer is. Gebed is mos nou eintlik maar net om jou afhanklikheid van God te erken. Jesus sê mos self in Matteus, daar in die bergpredikasie, gelukkig of geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Soms hoor ons ook dat mense sê, wanneer sal dit weer met ons goed gaan? Of wie sal dit weer met ons laat goed gaan? Nou as Dawid dit hoor, hier in hierdie Psalm, as mense vra, wie sal dit weer met ons laat goed gaan? Dan sê hy, wees ons tog goedgesind. In die 2020 vertaling staan, laat die lig van U teenwoordigheid oor ons skyn. Ja, laat ons net bewus word van U teenwoordigheid. As U lig, die lig van U teenwoordigheid oor ons skyn, dan sal dit sommer beter gaan. En dan is dit asof Dawid terugdink en praat van sy ervaring toe die lig van die Here se teenwoordigheid oor hom geskyn het. Dan sê hy in vers 8, U het my al meer vreugde verskaf, of laat belewe, as wat daar by mense is wat koring en wyn in oorvloed het. Ja, en selfs in Psalm 3 lees ons, dis U wat elke keer, of nog altyd, die vyande se mag verbreek het. Ek het nou nie vir U raad vir slaaploosheid nie, maar wat die Bybel wel sê, is dat wanneer ons berusting en ons vrede by die Here kan vind, dan kan ons rustiger slaap, want hy is eintlik die een wat vir ons sorg. En daarom is het belangrik dat ons nie net in Jesus sal glo nie, maar dat ons ook vir Jesus sal glo. Dat ons hom sal vertrou en sy belofte sal vertrou. Dat ons sal glo dat aan hom alle mag gegee is in die hemel en op die aarde. Dat niks vir hom onmoontlik is nie, dat hy baie meer kan doen as wat ons kan bid of dink. En as ons hieraan vashou, en ons hou vashou wat in Psalm 37 vers 5 staan, laat jou lewe in die Here oor, vertrou op hom, hy sal sorg. As ons hieraan kan vashou, en daarop kan vertrou, en kan berus daarin, dat ons nie altyd die groter prentjie weet nie, maar dat die Here die beste weet, dat al verstaan ons nie, hy tog weet, en hy alles ten goeie laat meewerk. Dan sal ons ook, soos Dawid kan sê, soos wat hy in Psalm 4 vers 9 sê, nou sal ek onbesorg gaan lê, en dadelik in die slaap raak, want Here, U alleen, laat my veilig woon. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons tot U kan bid,
Dankie dat ons weet, U is die een wat ons elke nag veilig laat woon. Dankie dat ons lewe aan U kan oorlaat en op U kan vertrou en kan weet, U is die een wat sorg. Maar dankie dat ons ook in ons nood na U kan roep, dat ons met U kan praat en dat ons weet, U hoor ons. En as ons terugdink, dan besef ons hoe U ook al vir ons meer vreugde laat belewe het as iemand wat koring en wyn in oorvloed het. Dankie dat U vir ons intree, dat U vir ons sorg en dat ons net op U kan vertrou. Kom bid dat U ook vir ons sal lei, sodat ons U vrede sal ervaar, sodat ons in vrede kan gaan lê en dadelik aan die slaap raak, met die wete dat U vir ons sorg. In Jesus naam, amen.